Halleluja. Ons gaan na die woord toe gaan, voordat ons vanmôre kinders gaan inseën en na die diens karre gaan toewy. Wil ons graag na die woord toe gaan en ons is besig in Romeine 8 vers 14. As u Bybel vanmôre het, as u 'n notaboek het, ons praat oor om die stem van die Here te hoor. Ons praat oor om gehoor te gee aan dit wat God tans tot ons lewens spreek. Hy's een wat instruksie gee. Hy's een wat heeltyd vir my sê om links te draai, regs te draai, doen dit, moenie nou dit doen nie. Daar's sekere groen ligte, daar's sekere rooi ligte, daar's sekere gevaartekens wat hy vir my uitwys. Ek en u het nodig om as kind van God by 'n plek te wees dat ons na die stem van die Here sou luister. Nou Romeine 8 sien ons daar en hy begin te praat om te sê dat want almal wat deur die Gees van God gelei word is kinders van God. En ons het goed genoeg fondasie nou al gebou dat u sal verstaan dat die vyand wil u aanval en hy wil vir u en vir my die heeltyd sê en ek wil vir u sê dit maak nie vanmôre saak hoe lank jy die Here dien, hoe diep jy in bediening is, hoe groot jou mantel of hoe groot die platform is waarvan jy lewe nie. Hy gaan altyd kom om insekuriteit by jou te probeer belaai of by jou probeer te ontsluit, sodat jy moet wonder of jy waarlik mag staan en doen wat hy deur sy woord gesê het ons reeds in staat is. Die duiwel, om dit eenvoudig vir u te sit, hy gaan vir jou laat wonder oor jou eienaarskap, oor jou posisie in Christus. Hy gaan altyd vir jou kom sê, jy's nie goed genoeg nie. So hier kom die woord en is duidelik dat wanneer ons deur die Gees van God gelei word. Nou, ek sê nie ons word gelei deur die Gees van God en daai droom wat jy toe jy laat vark geëet het, toe het jy nou drome gehad en nou is daai droom nou van die Here aanleerlik nie. Nee, ons gaan alles toets met die woord. Dit wat u en ek hoor, moet ons altyd nader bring aan die woord. Almal van ons hier vanmôre weet dat God wat 'n lewegewer is, maak nie dood nie. Stem jy met my saam, kan ek 'n goeie amen kry. Halleluja. God wat 'n geneesheer is, maak nie siek nie. Ons weet vanmôre dit, ons weet dis die woord van die Here en omdat die woord van die Here is dit die wil van God. Dis dan die wil van God dat ons moet gesond wees. Sê vir die persoon langs jou, nie meer langer jou water en jou suiker nie. Halleluja, ons gee dit nou aan die een wat dit behoort. Die geneesheer kom en genees. Hy neem van my weg. Kom 'n paar van u is een koppie net een koppie melk weg van tee of net een teesakkie weg van 'n koppie tee want jy het klaar die water en jy het klaar die suiker. Nee, u is kind van God. U is kind van God. Daarom kom ek en ek weet hierdie vanmôre. In my lewe is dit aktief aan die werk, dat wanneer iets na my toe wil kom en ek bring dit na die Here toe, weet ek dis die wil van die Here omdat ek die woord ken. Daarom moet ons in die woord kom. Sê vir jou buurman, buurvrou agter jou, sê jy moet in die woord kom. Johannes 10:27 sê vanmôre, skuis dat ek so klein bietjie vinniger gaan beweeg, maar sê dat my skape luister na my stem. Nou baie van ons hou nie van hierdie woord nie, want ons hou nie daarvan om met 'n skaap vergelyk te word nie. Maar die skape, hierdie skaap, God se kudde, ons ken die Here se stem, hy is ons herder. Nie net is daar leiers wat aan ons of oor ons aangestel is en waar saam met ons hierdie werk van die Here doen nie, maar ons ken God se stem en om God se stem te ken, moet ek tyd met hom spandeer. Ma's het die vermoë dat, en kom ek diskwalifiseer nie pa's nie, maar ouers het die vermoë om wanneer hulle kind huil, daai huil uit te ken, tussen die gehuil en skreeu. Jou kind huil mos pragtig. Kom, stem jy met my saam dat elke hoender dink mos, hulle eiers is die witste, die rondste. Maar die ander kerm en kreun en skreeu, maar jy ken jou kind se huil uit. Hoekom? Daar's tyd wat met jou kind gespandeer word. So ook moet ons tyd met God spandeer. Wie stem saam met my vanoggend dat ons is te besig?
O, ons is te besig. Ons is te besig. Ons selfs in ons stilte tye met die Here het ons al hierdie dinge wat ons doen, want ons dink dis deur wat ek gaan doen. Nee, dis weer deur wat hy gedoen het. O, kom, dis wat hy aan die kruis gedoen het. Dis toe hy aan die kruis vasgeslaan was, dat ek en u in staat gestel word om te kan doen wat sy woord sê ons kan doen. En nou kom ons by hierdie plek dat ons dink dat ons moet dit nog verdien. Nee, dis nie uit verdienste nie. Ja, ons word geroep tot goeie werke. Ja, ons het nodig om God se krag in die aarde te demonstreer, maar baie van ons is te besig. 3-4 geleenthede, en die van u wat weet, geleenthede het ek hierdie week self in daai gat getrap, wat mense sê, maar ek sal tyd maak. Ek sal tyd maak. Nee, hy wat die alfa en die omega is, hy wat die begin en die einde is, hy is al een wat kan tyd maak. U en ek moet ons tyd bestuur. Kom stem met my saam vanmôre, dat u en ek by 'n plek moet kom, dat ons sal uit die pad uit sal skuif, dit waarmee die vyand ons so besig hou, sodat ons God se stem kan hoor. In Eksodus 3 sien ons daarso, vers 2, sien ons toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam in 'n doringbos, en ons sien dat hierdie is die storie waar God in die manier wat Moses tans vir God geken het, aan hom verskyn, en hy word nader getrek met 'n teken wat hom laat wonder, of 'n wonderteken, en baie van ons het hierdie dinge in ons lewe wat tans gebeur, dis om aandag te vestig nie op dit wat die vyand doen nie. Party van ons weet te veel wat die vyand mee besig is, en hoe los die duiwel is, en waar die duiwel is. En ek het nodig om ons oë te fokus op Christus, sodat dit wat ons aanskou sal vermenigvuldig. Haal bietjie jou oog af van hoe los die duiwel is. Maak hom vas, sit hom onder jou voete. Sit hom waar hy hoort. Maar daar's 'n gebeurtenis. God is in dit. God is nie die een wat skade bring nie, maar hy gaan, wanneer ek dit laat los, wanneer ek hom gaan toelaat, wanneer ek gaan sê, Here, hierdie is waar ek my tans bevind, en ek gee dit aan die Here oor, gaan hy dit alles vir die goeie laat uitwerk. Hoekom? U weet waarvoor u geroep is, u doel en die raad van God, en u het hom lief. Daar's 'n belofte, en Moses kom nader, en daar's 'n bos wat brand, en die bos kom nie by 'n plek dat dit uitbrand nie. Onthou, en daardie dag het hulle die vuurgod aanbid, en daardie dag het hulle die son aanbid, en daardie dag het hulle allerlei dinge gaan bid, want hulle het die vermoë gehad om groter te wees as die gewone. U is geroep om groter te wees as wat gewoond lyk vir jou tans. En dit trek sy aandag, en dadelik is daar die stem van God wat uitreik na Moses, reg oor hierdie week wat was, reg in hierdie week wat kom, is die Here besig om na jou toe uit te reik. Hy's besig om jou aandag te kry. Kom, spandeer tyd met my. Kom net by 'n plek, ek gaan vir jou die nodige gee, sodat jy nie hierdie hoef te verduur nie. Selfs al het ek en u onsself op 'n plek bevind waar ons tans is, en ons sê, maar hierdie is deur my eie toedoen, wil hy nog steeds hê dat ek sy genade moet aangryp, wat vars en nuut in hierdie oggend is. Hy wil vir my die uitweg gee, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy wil net ek moet tyd spandeer met hom. Die Here kom en hy sê, nee, ek het vir jou die prys betaal, en hierdeur sê ek nie, ons kan dinge doen aan mense en nie die gevolge uitloop nie. Nee, ek sê, u en ek kan dinge doen, ons kan vergifnis ervaar, en ons kan weet wat ons identiteit in Christus is, want ek luister na sy stem. So u en ek is kind van God, ons is bevestig, en daarmee gee ons dan die krag om uit te loop. Dit wat ek tans in die gesig staar. Ek is hier om vir iemand te sê, dit hoef nie te bly soos wat dit is nie. Ek het al te veel kere al gesien, en by dit sê ek nie te veel kere as 'n negatief nie. Ek sê, ek weet God genees, ek weet hy red huwelike, ek weet dat selfs al is die huwelik in die egskeidingshof, het ek al gesien hoe families weer saamgebind word, as hulle net so luister na die stem van die Here. Maar ons het nodig om nader te kom. God is besig om jou aandag te trek. Hy is besig om jou aandag te trek. Hy is besig om jou fokus na hom toe te trek.
En ons sien dat Moses gaan deur soveel verskonings. Behalwe dat hy die ontmoeting het, behalwe dat sy aande getrek word deur God, kom hy by 'n plek waar die Here vir hom sê, hierdie is die rede vir dit wat jy verduur het. As 'n opdrag wat die Here aan hom gee. En dan begin Moses met al sy verskonings. Ek gaan vinnig net vir u sê dat die vyand gaan altyd dieselfde dinge gebeur. Hy kan niks oorspronkliks doen nie. Hy kan maar net naboots. Hy gaan altyd probeer om minderwaardigheid by jou in te boesem. Hy gaan altyd minderwaardigheid by jou kweek. Hy gaan altyd vir jou sê, maar die Here maak ander gesond, maar miskien gaan hy nie vir jou gesond maak nie. Nee, weens dit of dat of die volg. Nee, weet vanmôre dat die Here wat God is jou Vader en dat u en ek in regstaande met hom is deur die afgehandelde taak, die gehoorsaamheid van die kruis. Die vyand gaan jou altyd probeer minderwaardig laat voel. Hy gaan altyd vrees by jou inboesem. Hy gaan altyd selftwyfel by jou wil bring. En hy gaan altyd God se woord wil weerstaan. En die Here vra vir hom, maar wat is in jou hand? Wat is dit wat jy op steen vandag? Wat is dit waarop jy leun vandag? Wat is dit wat jy tans gebruik om jou te help? Sien, hierdie kan moontlik die grootste ding, hierdie kan moontlik die grootste blokkade wees om die stem van die Here te hoor. Hy sê 'n staf. En ons ken die verhaal waar Moses die staf moet gooi en dit verander in 'n slang. Baie keer is dit wat ons opleun, die kruk. Baie keer is dit wat ons dink ondersteun ons tans. En ek praat nou nie vanmôre van mense wat naby jou kom nie, maar gee vanmôre die Gees, gee vanmôre die Heilige Gees die genoegsame kans om jou harte te kan openbaar. Baie keer is dit wat ons leen, is die ding wat ons vergiftig. Baie keer is dit wat ons opsteen, is die ding wat maak dat ek nie kan sien wat ek moet sien nie. Dit verblind my. Hy gooi die staf neer en dit verander in 'n slang. Sien, die skrif is duidelik om te sê, leun nie op jou eie gedagtes nie. Maar ek wil God se stem hoor. Vanmôre is ek hier om hierdie woord te bedien om te sê dat hy wat die weg, die waarheid, die lewe is, gee ook aan jou die sleutels om deur die deur wie ook hy is en waaraan hy konstant klop om vir jou oop te maak, vir jou familie oop te maak. U en ek moet ingaan, ons moet deurgaan. Ons het nodig om te gaan dit en te doen wat hy vir ons sê om te doen en vir dit gaan ek nodig hê om sy stem te hoor. Sien mense wat vanmôre saam met my sê, Here, help my. Help my, Here. Help my, Here. Daar's baie van ons wat vanmôre hier sit en moontlik ingeskakel is. Daar's dinge wat kon anders wees as ek anders gedoen het. Maar vir my om anders te gedoen het ek nodig gehad om ander inligting te hê. Ek het nodig gehad om 'n ander instruksie te hê. In hierdie atmosfeer is die Here besig om vir mense terug te laat keer na die oorspronklike plan, terug te laat keer na die oorspronklike instruksie, terug te laat keer na dit wat hy vir u gesê het om oor u lewe, oor u familie. Sê maar dis al waar ek en u onsself, ons lewens oopmaak om in droogte te beleef, om in 'n woestynagtige lewe onsself te bevind, is wanneer ons die instruksie vergeet het. Maar die Here is hier met 'n oase. Hy's hier met 'n vars fontein. Jesus, terwyl hy versoek word, sê ek kan nie van brood alleen leef nie, maar elke woord wat uit God se mond uitgaan. Instruksie. Instruksie. Ons sing die koortjie, lei my, Here, lei my. Maar sien, om te lei of om gelei te word, moet ons luister. En daarom moet ons ore vanmôre oopgaan vir die stem van God. Terwyl die ouers
wat ons die kinders van gaan toewy na vore kom, wil ek vra dat die res van ons as gemeente ons oë sal sluit. En ons hierdie gebed vanmôre sal saam bid. Here, ek bid, Here, ons, en daar's 'n paar van u wat nodig het net om die hart te onthul en te sê, is veilig genoeg dat God se hand dit kan heel. Sien, dit wat ek wegsteek, kan hy nie genees nie. Dit wat ek wegsteek, glo ek nog in my eie vertroue. Maar wanneer ek dit na God toe bring, glo ek dat hy die God is wat genees. Here, ons vra vanmôre, Here, dat u ons in hierdie dag, Here, sal gesond maak. Here, dat ons na u stem sal luister. Wys ons vanmôre die weg uit. Wys ons vanmôre, Here, wat dit is wat u wil hê ons moet doen. Wys ons vanmôre, Here, Here, wat dit is, waar dit is, Here, hoe dit is. Here, ons wil gelei word vanmôre. Ons is die skape en van ons kan moontlik afgedwaal het, Here, maar ons keer vanmôre terug. Ons sê, lei ons in Jesus naam. Halleluja. Nou ek gaan vanmôre ook vra dat soos wat die Louwen van Rooyen familie hier is, dat daar van die ander familie van en selherders asseblief kom staan ook hier voor. Ek weet dit kos 'n gemeenskap om saam kinders groot te maak. Van die selherders en pastore wat hier is, kom staan ook asseblief vanmôre hier. Nou ek wil graag vir die ouers van Kino en Kaylee en Brentley, wil ek vanmôre vra, soos wat ek doen, en ek vra dit eintlik maar vir almal van u wat vanmôre hier is, wat sê ons gaan deelneem aan die grootmaak van hierdie kinders. Wil ek vanmôre doen soos wat ek sou doen wanneer ek mense in die eg bevestig. Ons roep altyd getuies. Die vrou wat op heterdaad of in die daad betrap is, Jesus skryf in die grond en hy sê maar, hy wat sonder sonde is, laat hy die eerste klip gooi, en sy kon nie aangekla word nie, want dit kos 2 getuies. Die woord is duidelik om te sê, waar ook al 2 of meer saamstem oor enige saak, so die woord is oor getuies. So ek wil vra, dat hierdie ouers en u wat vanmôre hier is, wat saam hierdie kinders gaan grootmaak, wil ek aan u vra, roep u vanmôre, neem u ons as getuies, dat julle vanmôre 'n belofte aflê, om hierdie kinders in die vrese van die Here groot te maak. Wat sê julle? Nou ek wil vanmôre begin en Gustav, ek kan maar speel. Het is vir ons belangrik om kinders aan die Here te bring, soos wat die mense gedoen het, en Jesus se disippels verstaan dit nie, hulle loop saam met hom, hulle verstaan nie. Hulle is 3,5 jaar saam met hom, hulle verstaan nie. Hier kom ouers en hulle bring die kinders, en die kinders kom nader, en hulle hou hulle weg, want ons het mos maar hierdie gewoonte om te dink, ons is ouers, ons is groter en ons is beter. Maar Jesus is duidelik om te sê, ons verhinder hulle nie. Laat hulle kom. Nou ek weet daar's ander wat babas doop. Ons glo dat doop is vir wanneer jy verstaan die krag wat die doop vir jou gee of aan jou bring. Ons glo daaraan om kinders te bring, toe te wy aan die Here. Hoekom? Want dan gaan daar kom, wanneer hulle gaan siek raak, maar dan het julle hulle aan die Here toegewy. Dan gaan daar wees, wat daar verkeerde vriende op die toneel gaan verskyn, maar dan het julle hulle aan die Here toegewy. So hierdie dag, die 22ste Februarie, word dan nou opgeskryf, en dit word 'n dag wat kan herinner, wat julle die hemel kan herinner, waar julle kan sê, duiwel, haal jou hande af,
waar jy kan inroep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Want God se planne is groter. God se planne is groter. Kom ek begin met Brentley. Brentley, vanmôre kom ek en ek bring jou na die Here toe. Ek kom en ek seël jou af vir dit wat die Here voor die grondlegging van die aarde reeds eenkant gesit het. Voordat jy in jou moeder se skoot neergelê is, dank ek dat die plan van die Here sal seëvier. Dankie dat Here U hom sal bewaar, sal beskerm waar hy gaan. Here, van sy hoof tot by sy voetsole, Here, mag hy een wees, Here, wat by mekaar bring, maar mag hy ook een wees wat sal uitstyg, Here. Geen beperking, Here, die familiegeskiedenis sal nie een wees, of dit wees wat hom terughou nie, maar hy sal 'n voorloper wees, Here. Hy sal 'n deurbreker wees, Here. Here, ek dank U dat ons vandag, Here, vir Brentley kan bring en kan sê, Here, hierdie dag kan opgeskryf word, Here. Here, dat hy sal uitstyg, Here, bo sy metgeselle. Here, ek dank U, Here, dat ons hande op sy hande kan lê, Here. Dat hy ook sy hande op die siekes sal lê en hulle sal gesond word, Here. Here, hierdie hande, Here, wat al klaar, Here, bereid is om alles te kan doen wat sy hand vind om te doen. Bid ek, Here, dat hierdie hande, Here, ook sal rykdom ken. Here, ek vra, Here, dat U hom die salwing sal gee, Here, ook selfs in die besigheidswêreld, Here. Here, dat hy sal weet, Here, wat en wanneer om te doen, Here. Nie net 'n bymekaarmaker sal wees nie, maar 'n uitdeler in die naam van Jesus. Halleluja. Dan moet julle vir my help met Kino. Halleluja. En Kylie. Bring vir Kino en vir Kylie, Here, na U toe. Here, ek dank U, Here, dat hierdie familie sal weet, Here. Here, dat U hand oor hulle uitgesteek is. Here, ek loof U, Here, dat ek vanmôre kan losmaak oor hulle, Here. Here, dat hulle voete, Here, sal jubel en juig, Here. Here, ek kom en verklaar, Here, oor Kylie vandag, Here. Here, dat sy in die teenwoordigheid, Here, van U sal dans, Here, dat sy sal dans, Here, Here, en dit sal bring versoening, Here, dat dit 'n wind van heerlikheid sal bring, Here. Here, waar sy gaan, Here, nie net plesier nie, maar sy sal ook, Here, sal sy een wees, Here, wat orde herstel. Here, ek dank U, Here, dat ons vandag, Here, kan saamstem en ons kan hulle seën, Here. Ons bring dan nou vir Kylie en vir Kino, Here, en ons sê, Here, dat U planne met hom, Here, is groter, Here, as die gedagtes, Here, ja, ouers se drome, Here, maar ons bind albei van hulle tot die raad van die Here. Here, ons kom en ons bid en ons sê, Here, dat hierdie dag, Here, is 'n dag wat voorgehou kan word, Here, dat hulle self, Here, sal wees by 'n plek, Here, wat die goeie nuus sal deel, Here, verteenwoordiger sal wees, nie net van die van Rooienhuis nie, Here, maar verteenwoordiger sal wees van Christus. Here, ek dank U dat die goeie werk wat U begin in hierdie familie, sal U volëindig in die magtige naam van Jesus. Ek bid vanmôre, Here, vir die families en die ouers, Here, in die naam van Jesus en hulle wat saam is, Here. Here, ek dank U, Here. Here, ons weet, Here, hierdie gemeenskap en dit wat hulle al reeds geken het, Here, maar ons dank U dat hierdie kinders, Here, dat hulle verskil sal maak, Here. Here, gesinne se uitkomste sal herskryf, Here. Ek dank U, Here, dat U hierdie familie sal gebruik, Here. Here, ek bid, Here, hierdie oggend was nie net omdat hulle in gehoorsaamheid na U toe wou kom om die kinders te bring nie. Hierdie oggend is 'n oggend om hulle te herinner en om die woord van God te herhaal wat oor hulle lewens uitgespreek is. Dankie, Here, dat daar van hulle is wat terugkom en daar's van hulle wat weer sal hardloop met die vuurvakkel van God in Jesus naam. Ons bring hulle vandag en ons seën hulle in Jesus naam. Halleluja. Selherders wat hier voor is, hou asseblief aan om vir hulle te bid. Ek gaan vir Jaco en sy familie vra om na vore te kom. Ek gaan vir hulle bid voordat hulle na Amerika vertrek.
Is daar ouers wat kinders in die buiteland het? Kom staan, kom julle ook, julle ouers, bring julle familie saam. As jy kinders in die buiteland het, kom staan saam. Laat ons hierdie geleentheid ten volle gebruik. Laat ons hom ten volle gebruik. As daar kinders van jou in die buiteland is, laat ons hierdie geleentheid ten volle gebruik. Soos wat ons hulle seën. Hoekom seën ons hulle? Ja, daar's 'n jaar kontrak en daar's dinge wat aan die gebeur is. God se hand is op hulle. God se hand is op hulle. Hoekom? Omdat hulle gekies het om God eerste te stel. Maar hoekom seën ons hulle? Want ons wil hulle stuur met 'n seën, sodat die seën wat hulle al reeds beleef in Amerika, dat dit sal vermeerder, vergroot. Waarmee jy geseën word jy ook ontvang. Here, as kontakpunt, en ek vra as julle familie in die buiteland het, staan nader. Here, as kontakpunt, Here, soos wat ons hulle vanmôre seën, ons stuur hulle. Here, bid ons vanmôre, Here, as kontakpunt, Here, vir hulle wat hier staan, wat familie in die buiteland het, ons bid ook vir daai familie vanoggend. Here, en ons sê, Here, stuur arbeiders op die oes. Here, stuur engele om te beskerm. Here, stuur vrede om te kom, Here. Here, ons dank U, Here, dat U vooruit gaan. Here, U maak weer gelyk, Here. U maak baie gelyk, Here. Ek dank U veral, Here, oor hulle wat vanmôre hier is, Here, as priester van sy huis, Here. Sy begeerte is na U, Here. Daarom dank ek U vanmôre vir dit wat U in hulle lewe begin het en dat U 'n klaarmaker is, Here. Here, ek dank U vir die guns, Here. Ek kom en ons kan kanselleer elke negatiewe woord, Here, soos wat hy soos 'n Josef gestuur word om families los te koop. Here, dank ek U dat hy vooruit gaan, Here, en dat daar sal harte wees wat moontlik, Here, vra het, maar U is die antwoord tot elke vraag. Ek seën hom vandag, Here, as 'n Josef, Here, wat uitgaan, Here, en hy veroorsaak, hy bewerkstellig, Here, dat daar geleenthede kom en daar's begeertes wat kan beantwoord word en hulle is kanale van voorsiening. Here, en ek loof U dat U die vrug van hulle land en die arbeid van hulle hande, Here, sal seën. Beskerm hulle, Here. En ons stuur hulle vanmôre van hierdie huis terug na hulle huis toe met goedheid en guns, wat hulle najaag en agtervolg. Orals waar hulle gaan. Here, hierdie families wat hier staan, Here, ons vra vanmôre, help ons familie in die buiteland. Seën hulle vanmôre. Bewaar hulle, beskerm hulle. Laat hulle U stem hoor in hierdie dag. En in die seën van die Here loop. In Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Ons gaan vanmôre opstaan. As u nog gebed nodig het, wil ons hê dat u moet uitkom en ons gaan saam met u bid. En ons gaan hierdie diens afsluit. Kom ons staan vanmôre op ons voete en ons hoor net die stem van die Here. Hy wat naprediker is van die woord. Ons hoor daardie stem hierdie week, waar jy vanoggend staan. Wil jy nie asseblief vra dat die Here met u praat nie? Praat met my. Nie net in die groot gebeure nie, maar in die alledaagse. Iemand hier het lanklaas moontlik die woord gelees, maak u Bybel weer oop. Maar laat hy met u praat. Hy wil u lei, ons het net nodig om te luister. As jy vanmôre gebed nodig het, ons gaan hierdie diens afsluit, maar ek wil hê u moet kom. Maak nie saak wat dit is nie, en wanneer ek sê maak nie saak nie, is dit nie omdat dit klein is nie. Baie keer dink mense net,
Ag nee, ek gaan so gereeld uit. Wat dink die mense by die tyd nou al? Jong, wanneer ons eendag gaan voor hom staan, miskien staan hulle wat dit gedink het, nie saam met jou nie. So vat moed, kom uit, as jy vanmôre gebed nodig het. Ons wil saam met u bid. Halleluja. Ons wil saam met u bid vanmôre. Halleluja. Terwyl mense uitkom en ons gaan bedien, gaan ek vir Bro John vra om vir ons af te sluit, met die diens vir ons af te sluit, en ek wil vra, as jy die Here vertrou vir 'n motor, en veral as u hier vanmôre is, en u is deel van die bedieningsspan, en u sal weet wat ek sê, wanneer ek sê, die eerste generasie, disipelmakers, as jy deel is van 'n sel, ons gaan vanmôre ook buitentoe gaan, en ons gaan Marietjie se kar inseën. So, hoe kry u 'n motor? Deur bly te wees wanneer iemand anders die een kry. U dog, u gaan net bid daarvoor. Nee, die feit dat die Here opdaag en hy vir iemand anders se werk doen, sê vir my, hy's in die area. Hy's in die area. So asseblief, as u vanmôre saam net u hande wil lê, vra nou nie dat iemand kom en sê, hulle moet nou die kar vir jou gee. Nee. Kom wees bly. Stap saam met my uit nadat ons die mense gegroet het. Bro John gaan vir ons afsluit en dan gaan ons haar motor vir haar inseën. Halleluja. Vader, ek dank U vanmôre vir die ontvanklike woord in ons midde. Here, U woord sê vanmôre, 'n skaap ken die stem van sy herder. Laat ons vanmôre U stem herken. Laat ons vanmôre U sal herken dat U is God, ons Vader, die voorsiener. Here, ek dank U vanmôre, my God, Here, vir die stem van U in ons midde. Dat ons U sal eer vanmôre. Here, dit wat U is, my God, Here. En ek dank U vanmôre vir die voorsiening. Dank U vanmôre, my God, dat U uitgegiet het, Here, oor die volk vanmôre, Here. Dat die volk, Here, in verwagting sal stap. Dat die volk swanger sal wees, Here, in hulle verwagting, Here. Dat hulle U sal sien in die grootheid. Dat hulle U sal herken vanmôre. Dat U is koning, Here, U wil regeer oor ons lewens. Here, ek sê vir U dankie, my God, Here. Dankie, Here, self die diensknegt, Here, wat die woord bedien het, Vader. Dankie dat U om meer sal lig, Here. Hulle wat die woord sal bedien, Here, op die campuses, my God, Here. Kom bo natuurlik deur met die krag van U in die naam van Jesus. Ek sê vir U dankie. Dankie, Jesus, dat U is koning oor ons lewens. Amen.